Daar sê, goeiemôre, kom van my kant af as jy nog nie gegroet het nie. Ek is so bly jy's hier. Ek maak verskoning vir Johan en vir Renée volgende, dis hulle afnaweek. Daai twee, as ek vir julle sê hulle werk hard, dan is dit 'n ander statement. Hulle werk regtig hard en is regtig vir ons 'n voorreg om vir hulle net bietjie weg te stuur en te sê, hoor jy gaan rus 'n bietjie. Ek raas nou juist nou net met Renée. Renée, ek hoop jy kyk die video op die haar foon is aan en sy reageer op boodskappe wat ons hier vir mekaar stuur. So Renée, jy mag nie jou foon aan op 'n afnaweek nie. Jy moet rus. Dis reels. Ons wanneer ons werk ons hard by Dokse Day, maar as ons rus, dan rus ons ook lekker. So ons is in 'n reeks wat gaan oor genoeg is genoeg. Dis nou nie die tipe genoeg is genoeg wanneer jy kwaad raak. Julle weet, daar's nie die Engelsmense maak hierdie statement, hulle sê daar's vir hulle niks so skrikwekkend soos 'n Afrikaanse klein vroutjie wat in Afrikaans begin praat, 'n vreemde taal en natuurlik hulle vinger onder jou neus druk en sê dis nou genoeg. Nee, dis nie daai tipe genoeg nie. Ons praat van finansiële genoeg. Ja, as jy gou die preeknotas wil kry en jy dalk nie die kerk so WhatsApp groepie die boodskap gekry daarin, kan jy gou dit scan. En dan sal jy die preeknotas daar kry. Maar dit kom vanuit 'n versgedeelte in Hebreërs 13 vers 5 tot 6 wat sê: hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede. Sê vir jou langs jou, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, want wat kan die mens aan my doen? Ek weet, jy kan ook so met my stem vanoggend dat ek en jy is gereeld in ons gedagtewêreld in 'n redreis. Ons kyk na die advertensies wat op Woensdag afgelewer word en ja, is die koffie hierdie week op 'n goeie prys, is die tee, rooibos tee, al die goed, ek kry lekker glimlaggies, almal kan saamstem. Of jy sien dalk as jy hou van uitkamp 'n nuwe kamp yskas wat op 'n spesiale prys is. En jy dink wat is die volgende? Wat is die beter? Ek weet van mense wat baie onlangs hulle motorvoertuie ge-upgrade het en ja, dus ons kyk altyd uit na die volgende en nuwe ding. Maar is dit nie noodwendig die Here se wil dat ons in daai spasie moet beweeg waar ons vanuit begeerte leef nie, maar wat ons regtig ons finansies onder die heerskappy van God bring. Nou, Johan het verlede week lekker gekuier rondom die gedagte van ek en jy wat vanuit rus gee, vanuit rus funksioneer. In ander woorde, God het vir my en jou kom sê, hy is genoeg vir ons. Hy sal ons nooit begewe nie, hy sal ons nooit verlaat nie. Selfs in daai tawwe finansiële oomblikke is God met ons. En het ons nie nodig om onsself te kastei, te stres per se wanneer dit daar kom nie, want ons leef baie keer in 'n spasie waar ons dink, môre gaan nog nie genoeg wees nie, of ons vrees dat ons werk gaan verloor, ons vrees vir daai onvoorsiene uitgawes, en het ons nie altyd in daai oomblik genoeg finansies om dit wat gebreek het. Nou onlangs het my kar se radkas nie my radkas nie, die koppelaar, die clutch in goeie Afrikaans, het die clutch opgepak en het gebesef, hoor jy, ek moet nou nodig om 'n plan te maak. Ek het nie hierdie ding gesien kom nie. Hy het regtig net uit die donderdag nog gery, die Vrydag toe gekom, dis die clutch deur onder en hy wil glad nie werk nie. Regtig dit nie gesien kom nie, geen voorsiening daarvoor gemaak nie. En moes ons 'n plan maak. Maar die Here het voorsien. Maar dis die realiteit van die saak. Ons sit aan 'n oomblik en dan vrees ons, Here, hoe gaan ons hierdeur kom? Maar dan weet ons, die Here sê vir ons, hoor jy, ek sal jou nooit begewe nie. Ek sal jou nooit verlaat nie. Hebreërs 13 se B gedeelte wat sê, ek is die Here, ek is die helper, ek is die een wat vir jou sal voorsien en vir jou sal deurkom. Daarom kan ons leef vanuit hierdie plek van rus. Hebreërs 4 sê vir ons, daar's hierdie sabbatsrus waarin ons ingaan, as gevolg van die afgehandelde werk van Christus, en hy wat ons vir ons hulp kom gee in hierdie oomblikke, en kan ons regtig net, wanneer dit kom by ons finansies, ook net kom sit en rus en weet, dat die Here voorsien vir ons in elkeen van ons behoeftes. Nou rus op 'n Sondag in my huis, toe ek nog 'n chokkertjie was 'n heilige oomblik in die huis. As my pa vir ons gesê het, hoor jy, ons gaan nou slaap, daai uur of 2 ure wat ons tussen oggenddiens en aanddiens gehad het, was 'n heilige oomblik. Ons het geëet, lekker Sunday lunch gehad, en dan het ons op die bed gaan lê. Nou, ek en my boetie ek weet nie wat gebeur het nie, maar dan is ons vol energie. Ek weet nie of die Sunday lunch wat gepraat het nie, maar dan het ons gewoonlik pakslaag gekry, net sodat ons tot toeriste kan kom, en dat ons gewoonlik net begin lag. Ons het geen rede gehad waaroor nie, maar ja, my pa het ons uitgesort. Maar dit was 'n heilige oomblik. Jy het geweet, daar's 'n stuk autoriteit wat as jy het my pa hoor beweeg van daai bed af, wat jy geweet, hier's moeilikheid. Okay, so rus kom saam met autoriteit.
Daar's 'n stuk 'n heerskappy wat saam met dit kom. En ons lees van dit in Hebreërs 1 vers 3. Hy sê the sun is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down, een ding, at the right hand, volgende ding, of the majesty of heaven. He sat down, dit praat van rus. En ons sien hier dieselfde ding afspeel toe God die aarde geskaap het. Hy het hard gewerk vir 6 dae, 7de dag was 'n dag van rus. Hy het teruggesit en gekyk en gesê, this is good, dit is goed. En toe sê hy vir die mens, heers nou oor wat ek geskaap het. Nou weet ons alles wat gebeur het, Adam en Eva hapie van die appel gevat, en die wêreld het onder die heerskappy van sonde gekom. Christus het gekom vir 'n tweede keer, en hy het sonde en dood oorwin aan die kruis, en nou gaan sit hy aan die regterhand van die Vader, en hy sit in die afgehandelde werk van wat hy gedoen het, maar sonder daai rus kom autoriteit, kom heerskappy. En dis wat die Here van ons wil hê. Romeine 5 vers 17, echo hierdie boodskap so mooi. Hy sê, for if by the trespass of one man, death reigned through that one man, dis nou Adam, how much more, sê vir jou langs jou, much more, soveel meer, will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. God roep my en jou om vanuit rus hierdie heerskappy op te neem. Met ander woorde, ons fight nie meer die duiwel nie, ons beveel hom, ons praat vanuit 'n plek van rus en autoriteit. God wil hê dat ons hierdie gesag van rus, vanuit 'n plek van rus moet opneem en begin heers oor sonde. Hy wil hê dat ek en jy moet rus, moet heers oor vrees. As vrees jy wil kom beetpak, dan wil God en sê, Jesus, dis okay om bang te wees, maar jy heers oor dit in daai oomblik. God wil hê ons moet heers oor die werke van die vlees, daai begeertes om my kredietkaart vinnig te swipe. Hy heers oor daai gevoel, vra hy vir ons. En dan uiteindelik wil hy ook hê dat ek en jy moet heers oor ons finansies. Nie net spend, net 'n plek waar ons net onverantwoordelik is met ons finansies nie. So hoe lyk dit wanneer ek en jy op 'n plek kom waar ons heers oor ons finansies? Punt nommer 1, verstaan dat alles behoort aan God. Dit is syne. Psalm 24 vers 1 sê, die aarde behoort aan die Here en alles daarop, die wêreld en die wat daarin woon. Ek en jy, alles wat ons het, behoort aan die Here. Ons moet bewus wees dat ons is nie eienaars nie, ons is slegs rentmeesters. Okay, in matriek het ek die voorreg gehad om 'n ou 1958 Buick te gehad het as matriek afskeid voertuig. Nou die oom wat het vir ons gegee het of geleen het gesê, hoor ek kom parkeer die kar daar, jy moet hom polish, jy moet hom was, seker maak hy speak and span. Hy het uit die aard van die saak lang gestaan, hy het gesorg dat die ding loop en gediens is, maar toe daar kom, was hy vol stof, en het ek 'n braasaanlappie gevat, en elke liewe dingetjie, elke detail dat ek gaan braas hou, en seker maak, ek het so seker gemaak, ek raak nie aan die verf nie, ek het so seker gemaak, hy staan nie onder 'n boom wat mors nie, ek het seker gemaak, dat as my pa ry, dan ry hom ordentlik, en want hierdie ding is nie myne nie, dit is 'n ander oom se, en ek is rentmeesterskap in 'n oomblik van hierdie motor. Dis presies wat met ons gebeur. Maak nie saak hoe duur of hoe nie duur jou kar is nie, dis nie joune nie, dis die Here se, en wil hy hê, ons moet dit oppas. En dis nie net oor ons geld en ons besittings, dit gaan vir ons vrou, vir ons kinders. Alles wat aan ons toevertrou word, is ons rentmeester van. Nou, ek het nou vertel in die eerste diens, my Mahindraatjie het lyk soos 'n broodblikkie, maar hy het nogal lekker talk die engine key, en daar so, net so eentjie van ons huis af is 'n stopstraat, net aan die kant van die stopstraat is so lekker los grond van die reën. En is dit altyd my begeer as ek oor hom ry om net so 'n bietjie ekstra vet te gee, net so 'n bietjie te spin en soos 'n man te voel, jy weet. Maar in daai oomblik besef ek, hierdie Mahindraatjie is nie myne nie, dis die Here se, en elke keer dan wil ek so, en dan ry ek maar net saggies oor, want ek besef, as ek dit gaan doen, ek verniel die tyre, ek verniel die clutch, en is dit nie my voertuig om te ry soos wat ek wil nie. Ek was hom gereeld, ek stofsuig hom gereeld. Hoekom? Behalwe dat dit goeie dissipline is dit die Here se. Ek moet mooi kyk na hierdie karretjie. Dis God se. En wil God hê wanneer dit kom by sy finansies, die geld, die beursie, daai kredietkaart, wil hy hê dat ek en jy wys sal beplan aan dit. Hy wil hê dat jy moet leer hoe werk 'n Excel spreadsheet. Hy wil hê jy moet weet wat is jou inkomste, wat is al jou uitgawes,
En dan is daar pockets waarin ek en jy dit kan gaan bære, kan gaan sit om seker te maak dat daar aan die van die maand nie 'n tekort is nie. En dan wanneer jou kar so 'n koppelaar breek, dan is daar genoeg om vanuit te put te sê ek hoef myself nie nou in die skuld te steek vir hierdie kar om nou reggemaak te word nie. God wil hê dat ons goeie rentmeesters moet wees van ons finansies. Ons moet heers oor ons finansies en dan natuurlik te belê op die regte plekke. So, punt nommer 2, weier om te vrees oor finansies. Weier om te vrees oor finansies. Matteus 6 vers 31 tot 33 sê, moet dan nie bekommerd wees en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Dit klink soos enige man. Ons worry nie. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Dit beteken nie, jy gaan miljoene ontvang die oomblik as jy nou 'n paar sekere goed, X, Y en Z in jou lewe toepas nie. Dit praat oor beginsels. Beginsels in jou lewe neer te sit. Want as jy sekere beginsels in jou lewe toepas, dan rus daar seën op. As jy jou geld gaan wegsit en bære en goed bestuur, sal dit met jou goed gaan. Dis 'n belofte. Beteken nie, daar is iets soos 'n bonatuurlike seën wat hier op jou finansies kom sit, wanneer ons saai en al die goed. Ek glo in dit. Maar wanneer jy hierdie beginsels nakom, dan is dit outomaties geseën, want jy beheer dit, jy heers oor jou finansies. Nou ek wil jy met my verkeerd verstaan nie. Vrees is natuurlik. Ek en jy raak bang, ons is in ons ingebou om wanneer 'n leeu op jou afstorm, baie bang te wees. Dit is goed, dit is 'n veg en vlug meganisme wat die Here vir gegee het, want as jy nie hardloop nie, gaan die seun sy poot die leeu sy poot op jou sit en sê, seën Heer die voedsel wat ek nou gaan geniet. Okay, so jy moet weghardloop in daai oomblik. Maar wanneer dit kom by ons finansies, en ons val ons so maklik in die stryk van, Here, ek worry. Ek het myself onlangs weer gekry op 'n plek waar ek sê, Here, jy moet regtig vir my, en dan vind ek myself in 'n diep donker gat en dink aan allerlei planne wat 'n mens kan maak vir jou begeertes om vervul te raak, maar dis nie wat die Here vir ons wil hê nie. So jy kan een van twee dinge doen wanneer dit kom, as jy daai vrees oomblik beleef. Jy kan vrees of jy kan vertrou. En God wil hê jy moet hier in die vertrou kan kom wees. En ek weet dis makliker gesê as gedaan, maar kyk net bietjie wat kom doen vrees met jou. Vrees vat jou na 'n plek waar jy geldgierig is. Wat ek daardeur bedoel is, jy soek meer geld. Punt en dan saam met dit kom dit jou hand gaan toe. Waar God ons vra om mense te wees wat gee, wat uit generosity leef, dan begin ons te leef met 'n toehand, want ek is bang dat daar nie genoeg sal wees vir môre. En die tweede ding is wat vrees met my en jou kom doen is, ons leef met 'n armoede mentaliteit. Nou ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde lees en as van hierdie goed aanwesig is in jou lewe, dit beteken dit nie jy's 'n slegte mens nie. Dit beteken dit net jy glo alleen. En die Here wil vanoggend kom en die Heilige Gees wil 'n lig kom skyn daarop en sê, ek het nodig dat jy my moet kom vertrou. Jy moet oorstap na die ander kant toe en begin leef vanuit jou ware identiteit van kind van God wat sê, ek kan my Pa vertrou om vir my te voorsien. Die Here wil hê jy moet jou mentaliteit kom skuif vanoggend en nie leef vanuit 'n skaarsheid mentaliteit nie. So wanneer 'n mens leef met hierdie armoede mentaliteit, dan sê jy, ek vrees vir tekort. Ek is bang dat môre daar nie genoeg gaan wees nie. Daarom hou ek my hand toe. Wat as ek nie genoeg het nie? Ek weet nie van julle nie, maar ek ly nogal aan daai siekte wanneer dit kom en ons mense by jou huis en jy dink, okay, hoeveel koeldrank gaan ons nodig hê? Dan koop jy amper die hele yskas. Jy moet net seker maak daar's genoeg. Maar die Here wil hê jy moet gereken wees in jou gedagte en verby daai punt beweeg van ek wil ons sorg dat daar's genoeg. Ek het by vriende gaan kuier so hele paar jaar terug, hulle bly nou in Nieu-Seeland. Maar wat hulle gedoen het is as 4 mense wat kom kuier, dan kom braai hulle 4 steaks. Daar's 'n aardappelbakkie, weet, potato bake en is in 4 gedeel. En ons net genoeg. Hulle het net gelewe met die mentaliteit van ons mors nie. En ek het dit so waardeer in daai oomblik. Leef met die mentaliteit van dit is genoeg. Korttermyn denke. Jy hou so vas aan jou geld dat jy belê nie vir die dag van môre nie. Jy bære nie vir die dag van môre nie. Jy sit nie genoeg geld vir jou weg vir wanneer jou kar se koppelaar breek nie. Jaloesie en vergelyking. Jy ry in jou kar en jy dink dan sien jy die volgende ou se bakkie, jy sien, daai ry nou weer 'n lekker nuwe kar of jy ry verby ander mense se huise. Kyk hoe mooi is daai ou se tuin. En jy leef met 'n absolute jaloesie van, Here, hoekom het ek nie hierdie nie? Dis nie wat die Here vir jou wil hê nie. Die Here wil hê jy moet leef vanuit 'n plek van rus, vanuit 'n leef van, Here, ek het genoeg. Here, U seën my. U is my voorsiening. En wanneer ons net daar is in ons denke en in ons hart nie, dan leef ons met jaloesie en vergelyking. Daar's nie nog iemand soos jy nie. Okay, en die Here wil hê dit wat aan jou toe vertrou, moet jy dankbaar voor wees. As jy hierdie jaloesie en vergelyking wil oorwin, begin by dankbaarheid. Ek sê gereeld vir my dogtertjie,
sy hou van lekker skoene, nuwe nice skoene, en moet name brand hê. Ek sê al dankie gesê vir dit wat jy het. Dit is 'n gereelde gesprek tussen my en my kinders, en ek en my vrou, ons is dankbaar vir dit wat ons het. Begin by dankbaarheid, kweek, dis nie iets waarmee ek en jy gebore word nie. Ek en jy moet dit aanleer, net sê die Here, ek is so dankbaar vir dit wat ek het. En dan, daai plek van dankbaarheid, vat jy na 'n plek waar jy heers oor hierdie jaloesie en vergelyking. Slawerny aan geld. Ons gaan nou 'n bietjie oor dit praat, maar jy kom op 'n plek waar jy werk vir geld. Jy wag vir daai paycheck om in te kom aan die einde van die maand. Die Here wil nie jy moet daar wees nie. Die Here wil jy moet dat geld vir jou moet werk. Geld is diens in jou hand en jy laat dit werk vir jou. Jy's baas oor dit. Weerstand teen gee. Omdat jy bang is, jy het nie genoeg vir môre nie, soos ek nou gesê het, maak jy jou hand toe en jy leef absoluut hand in die bors en jy gee nie uit nie en jy deel nie daaroor die Here jou lei nie. So wat vra dit? Wat vra dit? Wanneer die Here kom daag ons uit vanoggend om vrees by sy voete te kom lê en sê Here, ek wil regtig waar U vertrou. En weet jy wat, die Here verstaan dat jy vrees. Die Here verstaan dat jy benoud is in hierdie oomblik as jy deur 'n finansiële druktyd gaan. Die Here verstaan sulke goed. Hy is pappa. Hy is lief vir jou. Hy dra jou beste belang op sy hart en hy weet waar jy gaan. Hy het medelee met waardeur ek en jy gaan wanneer dit kom by ons finansies. Maar wat vra dit? Wanneer ek en jy deur daai dip gaan? Ons almal gaan daardeur. Wanneer die geld bietjie minder raak. Wat vra die Here vir ons in daai oomblik? Punt nommer 1 is hy vra vertrou my. Vertrou my. Kom vra vir my vir 'n plan. Kom vra vir my of kry iemand om jou wat weet hoe werk 'n Excel. Dis sê okay, as ek soveel wegsit, gaan ek by daai tyd afbetaal wees aan hierdie skuld. Hy vra dat ons hard sal werk. Om uit skuld uit te kom is harde werk, dis gedissiplineerde werk. En as ek en jy ons koppe gaan neersit, ons maak die somme en ons vertrou God om bo uit te kom, dan sal hy ons help. Maar dit vra harde werk. Dit vra 'n plan, dat ek en jy gaan beplan en op die einde van die dag daai plan sal deursien. Dat ons uithou vermoë sal hê om weer bo uit te kom. Dit vra dat ek en jy nie op ons eie insig sal leef nie. Eerstens, ons vra vir God om ons te help. En punt nommer 2, soos ek nou gesê het, kry iemand. Ons eerste diensverhaal was al 'n hele paar CA's waarvan ek weet wat goed is met boekhou. En ek weet dit gaan goed met hulle finansies want hulle is goeie rentmeesters. Gaan sit by so 'n persoon en sê, hoorie, ek kan hierdie goeders kan ek goed doen, maar as dit kom by 'n Excel spreadsheet, dan weet ek nie mooi hoe nie. Gaan sit by iemand en sê, hoorie, leer my. En weet jy wat, Google is jou beste vriend. ChatGPT is jou beste vriend heiliglik. Regtig, gaan vra vir hom. Hoorie, ek moet soveel uitgee, leef my plan uit. Ek bedoel, dis wonderlike tegnologie is tot ons beskikking om ons te help. Maar steun nie op jou eie insigte nie. As jy God se koninkryk en sy koninkryk beginsels eerste plaas, dan sal daar seën op jou rus. Dan sal jy bo uitkom. God is getrou om by jou te bly in daardie oomblikke. En ek sê al hierdie goed, nie volgens om skuld en skaamte en seer by jou te bring nie, maar dat jy moet skuif, ek en jy saam moet skuif volgens in ons denke van, Here, ek vrees, Here, ek vertrou U. En ek kom op 'n plek waar jy heers oor jou finansies en dat finansies jou nie dryf op die einde van die dag nie. Geld, punt nommer 3 is, geld is 'n hulpmiddel, nie jou meester nie. Matteus 6 vers 24 sê, niemand kan 2 here dien nie, want hy sal of die een haat of die ander een lief hê, of aan die een verknog wees en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Wat sê hy vir ons? Is dat geld is primêr daar om jou te ondersteun. Nie jy vir geld nie. Geld is nie jou baas nie. Jy is geroep om te heers oor hierdie begeertes. Ons is so gemaklik baie keer om te vra vir die volgende ding in ons lewe, 'n nuwe kar, en dis nou die maklike voorbeeld om te doen. Om jy kyk na 'n ander se huis en sê ek wil graag daar en daardie area bly. En as ons dit self kon kry, is ons vinnig weer in skuld, vinnig weer in 'n diep gat waar ons eintlik nie moet wees nie, omdat ons nie selfdissipline toegepas het nie, omdat ons nie geraadpleeg het in daai oomblik, of omdat ons nie geheers het in daai oomblik oor ons vleeslike begeertes nie. En dis nie wat God wil hê van my en jou nie. Ek wil jy moet volgens vir jouself die vraag afvra, hoe sal dit lyk as almal van ons wat hier sit en die gesinne van Alberton net hierdie 4 beginsels toepas in hulle lewe? En dis Bybelse beginsels oor finansies. Eerstens, om God te eer in jou finansies, heel eerste. Of dit nou is om jou 10de te gee, en of dit nou is om 'n offergawe vir die Here te bring, en te saai in die koninkryk van die Here op een of ander manier. Hoe sal dit lyk as ons eerste sê, Here, U kom eerste. Tweedens, om 'n porsie van jou geld te spaar, en weg te sit, nie om synig te wees nie, maar om net vir wanneer jou kar breek, of al jou kinders nuwe skoene nodig het vir sport,
vanuit daai fonds te gaan put en hierdie kredietkaart te gebruik nie. Wat van as ek en jy daai dissiplines toepas? Punt nommer 3. Om dan derdens te spandeer volgens jou behoeftes. Dis nou die tandepasta en die shampoo. En die goed wat ons regtig waar nodig het. Okay? En dan te sê, Here, wat dan ook al oorbly, dis begeerte geld. Maar ek wil my verstout om te sê dat as ek en jy dit reg kry om daai dissiplines eers toe te pas in ons lewe, rentmeesters te wees en sê, Here, ek kies om U te eer in die eerste van my finansies. As daai beginsels in jou lewe in plek is, waar jy leef met 'n oop hand en jy kom by die begeerte gedeelte, dan gaan jy 10-10-1 die vraag afvra, Here, is hierdie regtig nodig? Want in jou hart is jy vergenoegd met dit wat jy het. Jy is vergenoegd met die voorsiening van die Here en vergenoegd met die liefde van die Here en jy kom agter, ek het eintlik genoeg. Is hierdie werklik waar nodig? Nou, ons Kingsman man het 'n bietjie gaan skiet, daar so op die skietbaan en 'n bietjie halgeweer afgetrek en hierdie een ou, Hendrik, was jy hier vanoggend? Waar is jy my vriend? Hy's nie hier nie. Maar Hendrik is toe sy eerste keer wat hy so iets doen en hy haal al ons manne wat nou al geskiet het, haal hy uit. Hy dink hy 13 van sy 15 skote het hy raak geskiet. En hy sê hierdie is so lekker, hy gaan nou vir hom al geweer koop. Oh man, dit was nogal 'n oomblik om te beleef. Maar in daai oomblik moet ons toelaat dat Heilige Gees ons kom lei. Ek spot sommer nou met hom. Maar ons het ons nodig om Heilige Gees om ons te kom lei in daai oomblik en sê, is hierdie nou regtig nodig? Is dit regtig? Jesus is 'n begeerte en weet jy wat, ons niks fout om vir jou luxury te koop nie. Ons niks fout om vir jou 'n raai halgeweer te koop nie. Van ons manne wat hier sit, het 3 of 5 in hulle kas. Ek het nou met een van ons jagters gepraat en hy sê, Marius, kom kies vir jou een. Jy betaal hom net natuurlik. Daar's niks fout daarmee nie. Die Here wil hê dat ons osself moet seën, maar doen dit binne die perke van sy prioriteitslys wat hy vir ons kom gee in die Bybel. Belê in God se koninkryk is die 4de ene. Matteus 6 vers 33 sê, nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit. Dit wat vir God belangrik is, maak dit jou prioriteit. En dan sal God vir julle al die ander dinge byvoeg. Beteken dat jy gaan 'n miljoen cheque ontvang? Nee. Al die ander goed wat jy nodig het, kom gee die Here vir jou. Kom sit die goed in plek as jou prioriteite reg is in die lewe. Nou, my skoonouers het die voorreg om nou vir die afgelope 20 jaar of so 'n vakansieplek het daar by Sanlammeer, daar teen die kus. En gaan ons so 1 of 2 keer per jaar so intoe net om 'n bietjie te gaan asem skep. Maar die eerste keer of tweede keer toe ek al kom, dis daar hierdie ou TV. Regtig, weet daai TV's jy druk hom so dan kom daar so 'n kassie uit, dan soos 'n stelknoppies. Onthou dit daai. Daar's nog so 'n ou TV gewees en hy ruik na stof as jy hom aansit. Hy het so as jy hom aansit dan maak hy so blou lig en dan kom hy aan. En ek kon nie glo dat hier is ons in die moderne eeu van flat screen TV's. Wel, toe hulle ook maar nou net op die mark die LED skerms. En ek sê, hoe kan dit wees dat ons vakansie hou en op hierdie ou boks kyk en weet jy met geheeltyd dan gaan klap en stel en die antennes skuif en dis net 'n slep, dis 'n gemor. En ek begin hulle te beïnvloed. Ek sê, hoorie, ons het nodig om 'n plat TV hier te kry, 'n flat screen TV. Ons kan die goedkoopste een en 'n 32 duim, ek meen toe was 40 duim groot. Kom aan. Ons kan nie weet en hier gaan ons oortuig hulle en ons klap toe saam, kry 'n TV'tjie, sit hom daar in. Man, die sitkamer is gevul met die reuk van nuwe plastiek. Wie van julle hou van daai? En ek beklei met hulle, want nou maak ek die boks oop en ek wil die voorreg in my plastiek af te trek. Dis so satisfying. Ek trek hom af. En tot my frustrasie, toe is die kabels nie compatible nie. Toe moet ons eers weer winkel toe ry, 'n HDMI kabel en 'n boksie en al die goed koop en prop die ding toe in en daar gaan ons, daar werk alles. En vir daai eerste uur is dit so lekker, die beeld is duidelik en daar spasie op die TV-kas en toe is die uur verby en die TV is maar net nog 'n TV. 'n begeerlike oomblik wat vervul is in 'n oomblik, daai plastiek is afgetrek. Ek kan nooit weer teruggaan nie. Maar hier wil ek vir jou 'n ander storie vertel. Ons het Kingsman hierdie jaar afgeskop en ek vra toe 4 van die manne om saam met my deel te wees van net om groepe te fasiliteer en ek stuur vir hulle inhoud aan van goed en ek kan nie onthou wat die onderwerp was waar ons gepraat het nie, maar ek stuur hierdie inhoud aan vir hierdie groepleiers en ek sê lees die deur. En in daai week is hy weg by sy ma en hy werk toe op sy eie deur hierdie materiaal. En ons kom die Dinsdag aand hier by mekaar en ek is besig in die kombuis saam met ander manne om kos reg te kry vir die aand, manne om te eet. En hy kom by my en hy traan in sy, hy sê, Marius, jy sal nie glo nie.
Jy sal nie glo nie, maar dit wat jy vir my aangestuur het, my lewe vir ewig kom verander. Ek verstaan iets rondom God en hoe hy oor my voel. En daar's hierdie oomblik van 'n lig wat aangaan in hierdie man se lewe, as gevolg van iets eenvoudig wat ek vir granted gevat het. In daai oomblik wat vir my al ou nuus in die nuwe koerant is half in 'n sin. En hy sê, Marius, jy het my lewe kom verander, jy het my lewe kom aanraak deur hierdie inligting wat jy vir my deurgegee het. En daar drop 'n penny vir my. Die volgende dag gaan ek na Johan toe. Ek sê, Johan, ek vertel vir my hierdie stuk getuienis van 'n Kingsman, een van ons Kingsman manne wat sy lewe aangeraak en verander is. En Johan smaal soos 'n detective wat iets weet wat ek nie weet nie. En hy sê vir my, Marius, that's why we do what we do. Ons belê in ewigheidswaarde. Daai TV is in 'n oomblik, daai geld is gespend, jy gaan nooit weer daai geld sien, jy gaan nooit weer jou waarde terugkry nie, maar die inhoud wat ons gegee het vir ons Kingsman, daai persoon het 'n ewigheidsrealiteit, hy het 'n skuif gemaak in sy binneste en gesê, ek het God ontdek op 'n nuwe manier. En dit is wat die Here vir my en jou kom vra, is dat ons sal belê in iets wat ewigheidswaarde dra. Wanneer dit kom in ons geesteslewe, wanneer dit kom by aan rand en sent in ons beursie, dan kom vra God vir ons, daai ekstra wat jy het, in die eerste en in die ekstra wat jy het, kom eer God en kom belê in die ewigheid realm. Dit wat mot en roes nie kan, ja die rotte ook, kan kom verwoes nie, kan kom knaag en opvreet nie, kom belê in dit. En wil die Here hê dat ons dit vir hom moet kom doen. Ek sluit af met hierdie storie en band, julle kan ons kom join. Een van ons pastore daar by Midstream, Dr. Dave Midstream, vertel hierdie 'n mooi storie. As jong man is sy ouma oorlede en sy laat vir hulle 'n lomsom geld agter en hy kry sy gedeelte. En nou dink hy by homself, "Jesus, wat gaan hy met al hierdie geld doen?" Hy sê dit was nogal 'n redelike bedrag geweest. En so terwyl hy geld nou lekker lê en rente trek daar in die bank, is daar 'n jong man wat oor sy pad kom wat studeer, maar sy fondse vir studies het opgedroog. En hy voel hoe praat die Here met hom en sê, jy het nodig om te belê in hierdie jong man se lewe. En hy gaan en hy is gehoorsaam aan daai oomblik en hy belê in hierdie jong man se lewe. Nou die eerste ding wat ons dink met al die voorspoed teologie wat daar buite is, dink ons die Here het hom terugbetaal 100voudig en hy het miljoene gekry. En dit kan gebeur. Hoor my hart. Maar hy het nie 'n cheque in die posbus gekry wat gesê het, hoor die Here bless jy nou 100voudig terug nie. Maar 'n paar jaar later kom hierdie ou, klaar gestudeer, hy het 'n vrou en hy het 2 pragtige kinders. En in daai oomblik besef hy het 'n ewigheidsaandeel in hierdie ou se lewe. Hy het gaan belê op die regte plek, uit gehoorsaamheid kon hy belê in hierdie ou en is daar 'n gesin wat 100% gesond funksioneer as gevolg van die impartation wat hy deur die leiding van die Heilige Gees in daardie persoon se lewe kon hê. So God vra vir my dat ek en jy vanuit rus, jy kan maar vir ons saggie speel. Dankie. So God vra dat ons vanuit 'n plek van rus en van voorsiening moet leef. Te weet dat hy sal voorsien. Rus. Leef met wysheid en beplanning. Kry daai Excel spreadsheet agter mekaar. As jy nie weet nie, kom vra. Ons het mense wat regtig sal kan help met dit. Besigheidsmanne wat hier sit, wat mooi sal vir jou sê, hoe kry ek my bankrekening in die groen? Hoe kry ek dit reg om te sorg vir die dag van môre? Hê geloof en wees vrygewig en werk met 'n groter doel. Saai in 'n plan waar ewigheidswaarde die hoofpunt en die sentrale punt is van dit. Ek eindig met 'n laaste storie. Ek het al vir julle die storie vertel van Tannie Magda. Dis my ma se oudste suster. Sy is ook nou al intussen oorlede. Maar elkeen van my ma se boeties en sissies het 4 kinders. 3 seuns, 1 dogter. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar dit het so uitgewerk. Maar 2004, Tannie Magda se 3de kind, sy naam is Rudy gewees, in 'n karongeluk, en die bakkie rol oor hom, net 'n klein gaatjie agter in sy kop, en daar's geen gebreekte been nie, maar hy was regtig hierdie modelseun, en jy kon sien in my oom en tannie se mensies, hulle is gebroken, daar's niks meer om voor te lewe nie. En op die begrafnis, en ek is nie hartseer oor dit wat gebeur het per se, die Here kom genesing bring, ek byt net vas, ek gaan nou vir jou 'n mooi storie vertel, maar hier staan my tannie die dag op en sy moet 'n huldeblyk kom bring, en in plaas van 'n huldeblyk begin sy te sing. Sy sing hierdie liedjie, My Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Saviour, art thou.
If ever I loved thee, my Jesus, this is now. Kom sit sy hart en siel op die tafel en sy sê, Here, as my seun nie meer hier nie, is U vir my genoeg. En ek leer daai dag 'n valuable les. En ek besef dat dit gaan nie oor geld nie, dit gaan nie oor besittings nie, alhoewel dit great is. En soos ons nou gehoor het, met geld vir ons werk en nie ons vir geld nie. Maar hy wil die Here hier moet kom sit in 'n plek van rus saam met hom, in hemelse plekke, en besef dat hy is vir jou genoeg. Jare terug, dis Rick Moser hierso, hy is deel van Doxa Dei, hy het onlangs afgetree. Maar as hierdie ou, jy weet hierdie tipe ou, hy is een van die predikers, hy verskyn aan die engele verskyn nie aan hom nie. As regtig as hy begin preek en hy praat, dan sal hy die openbaring en dink jy, waar kom jy aan hierdie goed? En ek stap na die tyd na hom toe met 'n opregte hart, vra ek vir hom, Jesus, Rick, wil jy saam met my bid nie? Ek begeer om dit te hê wat jy het. En hy sê vir my die woorde, Marius, all you need is Jesus. All you need is Jesus. En ek dog, yes. En hy stap weg en ek dog, yes, dis nou 'n cheap antwoord. Die regte Sondagskool antwoord. Antwoord is altyd Jesus. Maar ek stap weg daai dag en ek is plat geslaan, half in my hart en sê, ek het eintlik 'n gebed gesoek van hierdie meester af. En soos vir die jare aangaan, kom ek agter dat daai woorde echo dag na dag as die totale realiteit en die waarheid van ons lewens. You need Jesus. You need Jesus. Alles wat jy nodig het, is Jesus. En in hierdie oomblik, as dit kom by jou finansies, oor daai goed waaroor ons vrees, wil ek jou kom nooi om die volgende sang saam met my te sing en sê, Here, ek maak vandag U my alles. En ek weet jy sit vandag hier, baie van julle, en jy kan nie relate met die woorde om te sing, U is alles vir my nie. Want dit is nog nie realiteit vir jou nie. In jou geestesjourney het jy nog nie of jy dit nog nie ervaar nie, maar wil ek jou vra, wil jy nie dit oorweeg om in hierdie oomblik net dit jou gebed te maak nie, en te sê, Here, ek vul myself met al hierdie rubbish in die lewe. Al wat ek eintlik nodig het is Jesus. Al wat jy eintlik nodig het is Jesus. Ek wil dit oor jou lewe kom skree vandag. All you need is Jesus. Want dis hy wat jou hart kom penetreer. Dis hy wat jou hart kom verander as dit kom by finansies. Hy het gelewe en hy het gegee. As jy by hom gesien het, het hy by die hoer gesit. Hy het by die mense wat partytjie jou gaan sit. Hy het by die fariseërs, die sadiseërs, hy het by hulle gaan kuier. Hy het hulle gesê, hoorie, jy het nodig om by my uit te kom, jy het nodig om by die bron van die lewe uit te kom. En vandag wil ek vir jou dieselfde sê, all we need is Jesus. Hy is die bron van lewe, nie ons geld nie. En is hy wat ons bemagtig om ons geld reg te beheer en reg te spandeer en reg te govern, sodat ons kan floreer in hierdie lewe. All you need is Jesus. Ek gaan jou vra om saam met my te staan. Ek wil vra dat elke oog toe sal wees in hierdie oomblik. Ek wil net 'n uitnodiging maak aan mense, en dis 'n sensitiewe oomblik. En as jy 'n persoon is wat sê, Marius, my finansies is in shambles. Ek weet nie hoe die volgende maande gaan lyk nie. Ek het nodig om rigting te kry in my finansies. Ek het nodig om vanuit hierdie plek van vrees uit te beweeg. Wil jy nie jou hand opsteek en daar hou nie? My oë is toe, dis 'n saak tussen jou en die Here, maar ek wil net hê jy moet 'n oomblik maak van geloof en sê, Here, ek het nodig om dat U inspraak in my lewe sal hê. Of as jy voel jy leef met 'n toehand en jy weet nie hoe om daai stap te maak van, Here, ek het nodig om te belê in die regte plek, om goed met ewigheidswaarde nie. Jy voel jy wil vrykom van hierdie vashou van geldgierigheid. Steek jou hand op. Die Here gaan vir jou wonderwerk kom doen in hierdie oomblik. Here, so ek bid in hierdie oomblik vir mense wat hier staan en sê, Here, ek het nodig vir 'n deurbraak. Ek het nodig om my finansies te kom belyn met die waarhede van God se woord. Wil ek bid dat U in hierdie oomblik, Here, genoeg vir hulle sal kom wees, dat hulle by 'n plek sal kom van rus en autoriteit, Here, om te besef dat ons leef in die afgehandelde werk van Christus, selfs wanneer dit kom by ons finansies. Wil ek bid, Here, dat U sal kom en net hulle harte sal oorvloed, Here, met U liefde, met U krag, met U heerlikheid, Here, om te weet, Here, dat U is vir ons genoeg. U sal ons nooit begewe, U sal ons nooit verlaat. En Here, U sal voorsien vir die dag van môre. Here, ons staan op daai woord. Dis 'n belofte wat U gegee het vir ons. En ek bid dit toe vir elke persoon wat hier staan, Here. En ek bid, Heilige Gees, dat U hulle sal kom lei en sal bekragtig om die regte stappe te neem, om ons finansies te belyn met dit wat U vir ons kom sê en doen in hierdie oomblik. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Ek nooi jou uit om hierdie laaste lied saam met my te sing. Here, U is alles vir my.
Maak dit 'n gebed en maak dit 'n verklaring om te sê, Here, U is my alles. In Jesus naam, baie dankie julle.